Kom ons maak die Bybels oop by Spreuke 3. Spreuke 3. En vanoggend se tema is skep moed uit Spreuke. Kom ons lees van vers 1 tot vers 12. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam, maak dit deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou paskuipe oorloop van die wyn. My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy liefhet, net soos 'n vader doen met sy seun. Net tot sover. Ons het so 2 weke terug het ons gesê dat Spreuke gee vir ons ook 'n hele paar riglyne oor lewensingesteldheid en hoe ons moet lewe en wat se lewenswyse is en alles ons daaruit kan kry. Nou ja, ons land is in chaos. Ons dorp is in chaos, ons lewens is in chaos. Alles is op hierdie stadium deurmekaar. En wat se hoop het ons? Hoe gaan ons hierdie chaos waarin ons is kan hanteer? En ja, die antwoord is vertrou op die Here. En dit wat ons vir mekaar sê, dit is wat ons vir mekaar leer. Maar hoe maak ons in hierdie tyd? Hoe vertrou ons op die Here? Wat kan ek doen? Wat moet ek nie doen nie? Kom ons hoor 'n bietjie by die wysste man wat daar was, by Salomo, oor hoe ons hierdie situasie moet hanteer. Nou Salomo se beginsel is, vertrou op God en moenie laat vrees jou oorweldig nie. Salomo kyk op 3 verskillende maniere na hoe hanteer ek moeilike tye, en die eerste wat hy sê is, begin by jouself, begin by jou gesindheid in hierdie tyd. Vir die eerste opdrag wat Salomo vir ons gee is, moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam, maak dit deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. In hierdie tyd is dit nodig dat ons liefde en trou sal uitleef. Mense beleef baie keer in moeilike situasies waar daar krisisse is en waar 'n volk deur krisisse gaan in 'n omgewing. Beleef mens baie keer die volgende gesegde wat ek dink ons almal ken, is elkeen van hom vir homself en die duiwel met die res. Waar elkeen beklei vir sy eie oorlewing en elkeen beklei vir sy eie bestaan en elkeen beklei vir dat ons net hierdeur kan kom. Maar Salomo kom 'n bietjie met 'n ander hoek en hy sê vir ons, dis juist in hierdie tyd wat liefde en trou nie moet ontbreek nie.
Dis juist in hierdie tyd wat ons 1 Korintiërs 13 liefde nodig het. Liefde wat alles bedek, alles hoop, alles glo. Liefde wat nie net die tale van mense en engele praat nie, maar wat dit doen, wat dit leef. Want sonder liefde is ons niks. En dit wat die wet op ons sê, jy moet die Here lief hê, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dit is 'n opdrag van die Here af. En ek dink ons moet maar eers net begin by om mekaar lief te hê. En hier in die gemeenskap, dat ons mekaar sal lief hê. Ek dink hierdie is die tyd waarin ons die issues van die verlede een kant toe sal skuif en gister net 'n bietjie gaan los by gister. En dat ons sal begin om vir mekaar lief te wees met opofferende liefde. Liefde wat nie vra, maar wat het jy in die verlede aan my gedoen, of wat het in die verlede gebeur nie, maar liefde wat sê, hoe gaan ons saam hierdie toekoms kan ingaan? As Jesus heeltyd moes teruggekyk het aan met die hemelvaart, wat ons gesê het, hy was in die hemel en toe word hy mens, en as hy heeltyd moes teruggekom het en gesê het, ja, maar ek kon nog in die hemel gewees het. Ek kon nog geregeer het, nou sit ek hier, kyk in hierdie situasie waarin ek is. En as hy moes teruggekyk het en gesê het, ja, maar julle spul fariseërs, wit gepluisterde grafte. Kyk wat het julle aan my gedoen. Julle disippels wat sê, julle is lief vir my en gee vir my om. Toe ek julle nodig gehad het, toe hol julle almal in verskillende rigtings. As Jesus moes teruggekyk het na die verlede, en altyd vasgehak het in die verlede, sou hy nie aan die kruis wou hang nie. Maar Jesus het gekyk na die toekoms. Hy het gekyk na dit wat God beloof, na die heerlikheid wat wag, na hoop. En daarom kon Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir die eerste verandering wat ek in my lewe moet maak is, Here, maak my lief vir die mense om my. En maak my veral lief vir die ene met wie ek nie om dieselfde vuur wil sit nie. Dis die eerste beginsel wat Salomo vir ons leer. Die tweede beginsel wat hy sê is trou. Trust. Getrouheid, vertroue. Ons gaan nie deur hierdie moeilike tyd kom as ons nie mekaar vertrou nie. En daarom is dit iets wat ek aan my lewe moet werk om te sê, maar ek vertrou jou. Ek vertrou dat jy ook die beste vir ons almal wil hê. En ons moet saam in vertroue moet ons hierdie probleem waar ons land is en waar ons veral ons gemeenskap is, moet ons mekaar vertrou. Want as ons nie mekaar vertrou nie, dan gaan ons nie saam iets kan bereik nie. Hierdie is juist die tyd wat ons nie mekaar as 'n klimraam moet gebruik om bo uit te kom nie. Want dit is baie keer wat in krisisse gebeur. In krisistye is daar sekere ouens wat die ander gebruik as 'n klimraam, want hulle wil net bo uitkom. Hulle wil net eerste bo wees. Maak nie saak hoeveel mense hulle plat trap om bo uit te kom nie. Ons is 'n familie hier in Gansie. Ons is een groot familie, een groot gesin. En ons moet saam hierdie pad vorentoe stap. En ons moet hierdie vyand wat besig is om ons gemeenskap te wil vernietig, moet ons in vertroue teenstaan. Ons kan nie saam beklei as ons mekaar nie vertrou nie. As jy in 'n oorlogssituasie is en jy vertrou nie die persoon langs jou nie, dan gaan jy mos nie in hierdie oorlog wil veg nie. Want as ek nie eers die persoon langs my kan vertrou nie, hoe gaan ek nog almal om my vertrou?
So dis 2 dinge wat Salomo vir ons baie reguit sê, ons moet seker maak. Is ons reg? Is ons lief vir mekaar? En vertrou ons mekaar opreg? En dan sê Spreuke 3 vers 21, my seun, behou die takt en oorleg, moet dit nie uit die oog verloor nie. Dit sal vir jou 'n mooi lewe verseker, en soos 'n pragtige halsnoer vir jou wees. Jy sal jou pad veilig loop, en jou voet nie stamp nie. Jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie. As jy gaan lê, sal jy rustig slaap. Takt en oorleg, die King James vertaal dit met sound, wisdom and discretion. Ek dink as ons dit in Afrikaans vertaal, dan is dit van hou jou gesonde verstand en oor jou kundigheid. Die Here het vir ons gesonde verstand gegee. Maar in 'n krisistyd is dit soos benoude katte maak benoude spronge. Want in krisistyd spring almal rond, want almal probeer hierdie krisis uitsorteer op my manier. En dan is ons soos 'n klomp benoude katte wat benoude spronge maak, maar ons kom net nêrens nie. So behalwe vir liefde en behalwe vertrou, moet ons gesonde verstand gebruik. En moet ons vir die Here vra om vir ons wysheid en insig en kennis te gee in hierdie situasie waarin ons is. En dat ons dit saam sal gebruik as 'n eenheid. En dat ons saam die wysheid wat die Here vir ons gee, kan toepas. En dan oordeelkundigheid. Krisis is soos hierdie maak dat mense nie dink nie. Hulle tree net op. En dit beteken nodig om net terug te sit en net 'n bietjie jou oordeelkundigheid te gebruik en net te sê, wat kan ons en wat kan ons nie? Wat moet ons en wat moet ons nie? En dat ons oordeelkundig te werk sal gaan met dit wat ons op hierdie stadium het. Dit wat ons op hierdie stadium iets meer kan maak. So, die wat ons baie keer vir mense sê, man, gebruik ons gesonde verstand, is nou nie so ver verkeerd nie, want dis wat Salomo vir ons sê, gebruik jou gesonde verstand, maar wees oordeelkundig. En ons moet koppe by mekaar sit, want daar is manne en vroue wat al moederloos is, wat net nie meer kan dink of wil dink nie. En daarvoor is ons nodig om mekaar op te help, so wanneer my kop nie meer wil dink nie, dat jy sal help dink. En wanneer my moed in my skoene is, dat jy my sal help optrek. En andersom. Ons het mekaar in hierdie tyd baie nodig. As jy voel jy kort wysheid, bid en vra vir die Here vir wysheid. Vra vir die Here, wat moet jy doen, wat moet jy nie doen nie, wat kan en wat kan jy nie. En ja, ons het gesonde verstand. Maar krisissituasie kan partykeer soos 'n sif oor ons verstand kom en ons dink nie altyd helder nie. Dis die 4 goed wat Salomo vir ons sê, wat ons nou moet kyk in ons eie lewens. Liefde, trou, gesonde verstand en oordeelkundigheid. Hanteer hierdie krisis wat op hierdie stadium voor jou is, met hierdie gesindheid. Want dit help nie ons hardloop rond nie, dit help nie ons is 'n klomp benoude katte nie, dit help nie ons is soos 'n klomp hoenders in 'n hoenderhok en daar's 'n jakkals in die hoenderhok nie. En ons vlieg net rond en ons probeer net uit al die situasies uitkom nie. So ons moet net 'n bietjie gaan sit en net 'n bietjie gaan dink. En net 'n bietjie ons gedagtes
reg kry en ons ingesteldheid reg kry. Want wanneer ou se kop reg is en wanneer jou emosies reg is, dan kan jy 'n krisis hanteer. Maar wanneer jou kop en jou emosies heeltyd te mekaar werk, dan put dit jou uit. Die tweede boek waarna Salomo dan kyk is ons verhouding met God. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ons sê trek teenoor mekaar, maar volkome trek teenoor God. Vertrou hom volkome. En dit is werk. Dit is werk om die Here volkome te vertrou. Ek weet nie, as jy iemand gebied het sommer net van selfsprekend en maklik kom, veral in sulke moeilike situasies, dan kom dit nie maklik nie. Want 'n mens twyfel. 'n Mens begin twyfel. Ons het in die mannegroep Vrydagoggend die gedeelte van Johannes die Doper wat in die tronk was en vir sy disippels sê, gaan vra vir Jesus, is hy regtig die een wat moes kom? En dan eindig Jesus met die woorde van, moenie begin twyfel nie, vertrou op God. Nou ons is soos Johannes die Doper op hierdie stadium, eers, toe het goed gegaan het Johannes mense gedoop en hy het volgelinge gehad by die honderde, dalk by die duisende. Hy het mense vertel en hy het hulle geleer en hy het hierdie moed gehad en hier sit hy in die tronk en ewe skielik twyfel Johannes. Is Jesus regtig die een? Paar weke of paar maande terug het hy gesê, ek is dit nie werd om sy skoenveters eers vas te maak nie. En nou kom hy en hy sê, is Jesus werklik Jesus? En dit is baie keer wat in hierdie krisissituasies gebeur, want ons geloof word geskit en ons word 'n bietjie gevra, maar wat glo jy? Vertrou jy volkome op die Here? Is dit regtig 'n situasie van no matter what? Of is dit van, Here, dit raak nou rof. Is U regtig in beheer? Weet U regtig wat aangaan? Sien U regtig die onregverdigheid raak? Het U regtig 'n plan vir ons? Dit is werk om volkome op die Here te vertrou. Dit is werk om te sê, Here, al sou die vye boom nie bot nie, en al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en sou die beeskrale leeg wees, nogtans sal ek in die Here jubel. Maklik gesê, maar wanneer dit op die poes kom, is dit bitter moeilik. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Want dit is dan wanneer ons foute maak. En dan die tweede, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ken hom in die saak. En jy verstaan wat dit beteken. Dit is nie net weet van Jesus nie. Ken hom in die saak. Gaan praat met hom. Gaan hoor by hom. Hoe lyk jou gebedslewe op hierdie oomblik? Is dit 'n krisisgebed of is dit, Here, ek wil U in hierdie saak ken. Wat is U oplossing? Wat is U leiding vir my persoonlik in hierdie situasie? Wat is U leiding vir ons as gemeenskap? As jy die Here wil ken in alles wat jy doen, nie net ken die Here in groot besluite nie, maar in elke klein dingetjie wat jy doen. Vir donderdag vir Godlamiet vergadering, moet ons
Almal wat soontoe gaan moet nou al bid en sê, Here, ons wil U ken in hierdie saak. Wat moet ons sê? Wat moet ons nie sê nie? Wat moet ons doen? Wat moet ons nie doen nie? Ons moet bid sodat ons die regte pad sal loop in hierdie situasie. Ken die Here in alles wat jy doen. Ons maak planne. En dit reg om planne te maak. En ons maak baie keer planne en dan bid ons sê, Here, hier is my plan, seën dit asseblief. Maar dan is dit my plan. In plaas daarvan dat ons bid en sê, Here, wat is U plan? Sodat ek geseën kan wees in die uitvoer daarvan. Hoor julle die verskil? Here, hier is my plannetjies. Dat hoe ek hierdie situasie gaan uitsorg. Seën dit asseblief. Het jy die Here dan geken in jou saak? Nee, jy het die maand om. Maar as jy sê, Here, wat is U plan? En maak my U plan aan my bekend, wys my sodat ek geseën kan wees in die uitvoer daarvan. Dan ken jy mos eers die Here. En dan kan jy met vrymoedigheid gaan doen wat hy sê, want dan weet jy sal geseënd wees in die uitvoer daarvan. Spreuke 29 vers 25 sê, as jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland. Maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig. In krisistye kan 'n mens maklik vir mense begin bang raak. Mense wat in beheer is. Mense wat nie luister nie. Mense wat besluite neem wat my en jou lewe affekteer. En dan raak ons bang vir die mense. Maar dit dan wanneer ons in 'n struik val. Dis dan wanneer 'n mens bang is, dan maak jy dom besluite. As jy op hierdie stadium bang is vir iemand, vertrou op die Here. En moenie bang wees vir 'n mens wat die agste ding kan doen is om jou dood te maak nie. Wees eerder bang vir God wat jou kan doodmaak en jou siel in die hel kan werp. Matteus 10. Moenie dat vrees jou oorval vir mense wat in beheer is op hierdie stadium nie. Vrees eerder hom wat ons met Hemelvaart bely het as die koning van die konings en die heerser van die heersers. Hy is tog immers in absolute beheer. Spreuke 14 vers 26 sê vir ons, wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug en ook sy kinders vind daar skuiling. Geliefdes, ons besluit in hierdie situasie affekteer ons kinders en dit affekteer ons kleinkinders. Dit is so lekker om hier gesinnetjies te sien wat 3 geslagte bymekaar is, want julle moet mooi hoor. Dit wat oupa en ouma besluit, affekteer vir pa en ma, en dit affekteer vir kind, vir kleinkind. Vir oupa en oumas, pa's en ma's, is 'n groot verantwoordelikheid om nou die regte besluite te neem. Dit is 'n groot verantwoordelikheid om nou die rolmodel te wees vir jou kinders en vir jou kleinkinders in die situasie waarin ons nou is. Want dit wat ons nou gaan doen, affekteer ons hele nageslag.
Spreuke 14 vers 27 sê, wie die Here dien, vind daarin 'n bron van lewe, dit laat jou die strikke van die dood ontkom. Ons moet die Here dien. En dis in hierdie tyd wat ouers en grootouers en gesinne bymekaar kom en die Here sal dien, want dis hoe ons die lewe sal ontvang. En ek wil julle uitdaag om weer om tafel aandete te hou en saam te bid en saam Bybel te lees en saam te gesels oor wat die Here vandag gedoen het. Praat 'n bietjie oor die wonderwerke wat in die dag gebeur het en nie net oor die krisisse nie. Want in hierdie krisisse gebeur daar ook wonderwerke. Maak tyd om 'n bietjie weer om die tafel te sit en as gesinne saam te bid en saam op die Here te vertrou en saam die Here te ken in alles wat ons doen. En dan sê Spreuke 3 vers 9, vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou paskuipe oorvol van die wyn. Hierdie is maklik wanneer dit goed gaan. Dit is maklik wanneer dit goed gaan, wat met afskeep offerandes tevrede moet wees. Hoe lyk jou verhouding met die Here op hierdie stadium? En met hierdie offerandes wil ek vir julle noem, ek was een keer in Kenia met uitreik gewees en ons was in 'n kerk in die berge. En al waar uit die kerk bestaan was 4 houtpale met 'n seil bo-oor en sulke boomstompe vir stoele. En aanvanklik het ek gedink, okay, is dit die kerk? Maar toe ons eers daar sit en ek kyk so uit op die vallei, toe besef ek, maar dis die mooiste kerk waarin ek nog was. Want soos wat ek kyk, sien jy net God se skepping raak. En toe kom dit by die dankoffers wat opgeneem moet word. En ek dink by myself, waar kry hierdie mense geld? Maar toe sien ek wat hierdie mense doen. Maar was dit tannie wat 'n hoender gebring het? En dit was haar offer. Daar was kindertjies wat wortels en groente wat uit die tuin uitgekom het, kerk toe gebring het. Daar was kool, daar was cassavas. Cassavas is sulke wortels wat hulle uitgrou. Dit was hulle dankoffer. Dit het nie vir hulle gegaan oor hoeveel geld hulle kan bring nie. Dit het vir hulle gegaan oor die gesindheid van dit wat ek het, bring ek. 'n mandjie eiers. En hulle het al daai goed het hulle op die markie gaan verkoop. En so het hulle geldjies bymekaar gemaak. En van daai goed het hulle gaan uitdeel vir mense wat nie het nie. Daar het ek geleer wat dit regtig beteken om 'n offer vir die Here te bring. Dis nie maak jou beurs oop en kyk gou hoeveel het jy, sit dit maar net in. Dit gaan oor vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit, met die beste uit jou oes. Die beste uit jou oes. Die derde is ons verhouding met mekaar. Die eerste is ons ingesteldheid van liefde, trou, self, mind
oordeelkundigheid. Die tweede is ons verhouding met God, om hom te vertrou met alles wat ons het, om seker te maak dat ons nie bang is vir mense nie, maar dat ons op die Here sal vertrou, en dat ons ons offerandes vir hom sal bring, uit die beste wat ons het. En dan die derde een is ons verhouding met mekaar. Ons met mekaar moet aan praat. Spreuke 16 vers 24 sê, aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. In krisisse praat ons baie keer net krisis. En 'n mens se kop en sy liggaam is interessant. Want hoe meer ons krisis goed hoor, hoe meer reageer ons liggaam krisis. En hoe meer straal ons krisis uit. En hoe meer word ons krisis. Mense liggaam en sy verstand is so interessant aan mekaar gesit. Want vir elke negatiewe ding wat jy hoor en aanvaar, het jy ten minste 50 positiewe insette nodig, om daai negativiteit wat jy aanvaar het, te verander in 'n positiewe instelling. En ek dink 50 is 'n underestimate. So as jy hoor, jy is 'n failure, en jy aanvaar dit, het jy 50 positiewe insette nodig van mense wat vir jou sê, maar jy is 'n sukses. Jy is positief, jy is goed, jy sal ergens in die lewe kom, voordat jy dit aanvaar. Daarom wil ek net vir almal sê, ons is in 'n negatiewe situasie, en ons voel negatief, en ons praat negatief. Maar kom ons bly by die saak. Moenie mekaar begin negatief maak nie. Ons woorde moet soos heuning wees. Dit moet soet wees. En ek hou van hierdie 83 vertaling. Dit is geneeskragtig vir die mens. Kom ons begin mekaar seën in hierdie tyd. Kom ons begin vir mekaar aangename woorde toesê. Al gaan dit so sleg. Kom ons wees die heuning wat genesing kan bring. Spreuke 12 vers 25 sê, bekommernis druk 'n mens neer, 'n vrolike woord, 'n vriendelike woord vrolik hom op. Ons gebruik in Afrikaans die gesegde van, dit maak my dood van bekommernis. Dit is 'n feit. Want bekommernis maak 'n mens negatief, dit druk mens af, dit affekteer jou hartklop, dit affekteer jou bloeddruk, dit affekteer jou asemhaling, dit affekteer jou outoimmuunstelsel en. Nou ja, laat ek nou wegbeweeg van medies af. Maar bekommernis voeder jou op. 'n Vriendelike woord vrolik mense op. Kyk bietjie na die kindertjies. In hierdie situasie waarin ons groot mense is, en ons koppe is vasgevang in dit wat besig is om te gebeur. Kyk maar net na 'n kind se glimlag, en 'n kind se lag. Vir hulle is dit nog oké, vir hulle gaan dit goed, vir hulle is die lewe nog lekker. En ons het dit nodig. Ons het nodig om nog steeds vriendelik met mekaar te wees. Ons het nog steeds nodig om
om positiwiteit uit te straal teenoor alles wat gebeur. Ek weet, dis nie maklik nie. Maar kom ons probeer dit ten minste. Voordat ons nou weer oor die krisis praat, kom ons gee net komplimente. Kom ons praat net eers 'n bietjie positief. En bou mekaar op, want daar's nog soveel mooi in ons omgewing. Daar's nog soveel om dankbaar te wees voor. Ek het nou die dag gesmaak. Ek was in 'n gesprek en iemand sê, ja, ons is so dankbaar dat dit nog gras is, want dink nou net as dit Back and Claw was en daar was niks gras nie. Dis nog positief, is dit nie? Net dat ek kap iemand hier 'n negatiewe antwoord, ek dink ek, wow, is tot die gras negatief. Maar dan moet ek aan myself begin werk, as ek negatief in alles begin sien. Oppas, dat ons nie in 'n struik gevang word, in hierdie negatiewe situasie nie. Preke 18 vers 14. Moed laat 'n mens sy lyding dra. As hy moed verloor het, kan niemand hom dit weer gee nie. Dit is so waar. Moed laat 'n mens lyding dra. Wanneer hy eers moed verloor het, kan niemand hom dit weer gee nie. Aan Kreefdorp was daar 'n man wat by 'n sekere robot altyd gestaan het. En jy kan sien, hierdie man was iets in die lewe. En hy het net al hoe meer begin agteruit gaan. En ek het hom eendag toe top by my, ek nou nie lus vir hierdie ou nie. Maar hy vra of hy net 'n geleentheid kan kry. Nou wil jy weet, ou lyk ook nie meer lekker nie en ja, oké, klim maar in. En ek vra net vir hom, ek sê vir hom, waar in jou lewe was jy voor jy hiernatoe gekom het? Sê hy vir my, hy was 'n bestuurder. Dit het met hom goed gegaan. Toe verloor hy sy vrou en sy kinders in 'n motorongeluk. En toe het hy moed verloor. Toe het hy alles opgegee, want hy het niks meer gehad om voort te lewe nie. En hy het binne 'n paar maande van hierdie man met 'n bestuurder van 'n besigheid verander in 'n niks. Ek het hom nie lank daarna het ek hom nie meer gesien by daai kruising nie. Want hy het vir my gesê, hy het niks om meer voor te lewe nie. Solank 'n mens moed het jy hoop. Maar as jy eers moed verloor het, is dit moeilik om iemand daar uit te kry. En ek wil vir julle almal vra, moenie moed verloor nie. Al lyk dit doof sleg, moet net nie moed verloor nie. Daar is hoop. En dalk moet ons bid, en daarmee sluit ek af wat Salomo bid in Spreuke 17 vers 1. Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby, as 'n huis vol kos met getwis daarby. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe in die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie.
al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God, my redder. Mag God ons in hierdie onseker tye ware vrede bring. Amen. Here, ons gemeenskap is in bitter moeilike omstandighede op hierdie stadium, Here, en as dit so voortgaan, weet ons nie waar dit gaan eindig nie. Here, ons kan nie op mense hoop nie. Ons kan nie op mense se besluite vertrou nie. Ons kan net op U vertrou. Here, leer ons om in hierdie tyd vir mekaar lief te wees. Ons as 'n gemeenskap. Leer ons om mekaar te vertrou. Leer ons om ons gesonde verstand te gebruik. En leer ons om oordeelkundig op te tree. Maar Here, en veral leer ons om volkome op U te vertrou. Om U in alles wat ons doen te ken. Here, leer ons watter planne ons moet maak. Wys vir ons en seën ons wanneer ons dit uitvoer. Here, dan bid ek dat ons wat onsself Christene noem, ons wat onsself kinders van God noem, dat ons hoop sal bring. Dat ons die heuning sal wees wat geneeskragtig sal werk in hierdie gemeenskap. Dat ons mense wat besig is om moed te verloor, sal ondersteun sodat hulle nie moedeloos sal raak nie. Here, dis beter om 'n stukkie droë brood te hê met vrede as 'n bord vol kos met 'n getwis. Vader, ek bid vir vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid dat ons sal moed skep en dat ons sal opkyk na U. Ja, Here, soos wat ons werkers na ons toe opkyk om in hierdie tyd vir hulle te voorsien, so kyk ons op na U totdat U vir ons uitkoms gee. In Jesus se naam. Amen.